Goeiedag, ek is Eddie Goldberg. Hierdie oordenking is geskryf deur Gert Berning. Ons kan kies. Viktor Frankl het groot geword in 'n tyd toe aanvaar is dat wanneer iemand jou kwaad aandoen, ongelukkigheid jou lot is. Jy kan nie veel daaromtrent doen nie. Frankl was as Jood 'n gevangene in 'n Nazi-strafkamp. Sy ouers, broer en vrou het in die kampe gesterf. Frankl self is gemartel en was altyd deur daarvan bewus dat sy pad ook in 'n gaskamer kon eindig. Hy kon homself aan selfbejammering en woede oorgegee het en niemand sou hom daarvoor kon blameer nie. Maar op 'n dag, kaal gestroop en alleen in 'n kamertjie, het hy besef dat hy self kon besluit hoe al hierdie dinge hom sou beïnvloed. Hy het besluit om sy omstandighede tot voordeel van ander mense te gebruik. Hy het diegene rondom hom begin inspireer, selfs sommige wagte. Hy het ander gehelp om betekenis in hul lyding en waardigheid in hul tronkbestaan te ontdek. Later sou hy sy nou alombekende boek Man's Search for Meaning skryf. In die boek skryf hy: "Daar is een ding wat nie van my weggeneem kon word nie. Dit is die manier waarop ek kan kies hoe om te reageer op wat jy aan my doen. Die laaste vryheid wat mens het, is jou vermoë om jou gesindheid te kies." In die week was daar 'n inbelprogram oor die radio. Mense het een na die ander vertel hoe hulle geïntimideer word by die werk en hoe verskriklik sleg dit vir hulle is en hoe hulle daaronder ly. Frankl sê, daar is goeie nuus. Ons kan iets daaraan doen. Ons kan kies om nie geïntimideer te word nie. By die werk moet ons luister na raad en opdragte, maar ons hoef ons op geen manier te steur aan beledigings en vloeke nie. Ons moet reageer met vriendelikheid en bedagsaamheid en sodoende aan niemand enige mag oor ons gee nie. Ons lees nie verniet nie, Lukas 6 vers 35. Nee, wees lief vir jou vyande. Jesus sê dit omdat hy weet dat dit goed is vir onsself. Ons kan kies om aan iemand mag oor ons te gee of vir iemand kwaad te wees en so ons lewe te vul met wrokke. Ons kan kies om iemand nie te vergewe nie, maar kan dan onbedoeld self daaronder ly. Dit sou 'n dom keuses wees. Frankl het goeie raad. Ek kan kies hoe om te reageer op wat jy aan my doen. So 2000 jaar gelede is 'n ander man ook kaal gestroop, maar hy is toe aan 'n kruis vasgespijker. Dit was Jesus. Jesus was onskuldig en het net goed gedoen. Tog het die skare hul sin gekry. Hy is geslaan en gekruisig. Bitterheid, woede en wraak sou 'n natuurlike reaksie kon wees. Maar kyk wat het hy gedoen terwyl hy aan die kruis gehang het. Jesus het by God gepleit om hulle wat hom bespot en gekruisig het te vergewe. Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het 'n misdadiger gered wat hom tot Jesus gewend het. Lukas 23 vers 39 tot 43. Jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees, dit beloof ek jou. Hy was vasgespijker aan die kruis, maar was besorg oor sy moeder. Hy het vir sy moeder gesê dat sy disipel van toe af haar seun moet wees, en vir sy disipel het hy gesê, Johannes 19 vers 26 en 27, sy moet van nou af jou moeder wees. Tydens Jesus se verskriklike lyding het hy gekies om nie aan sy eie smart te dink nie, maar steeds aan die mense vir wie hy oneindig liefgehad het. So lyk die liefde van ons Verlosser, ons Here en ons God. Sy optrede was inderdaad die van 'n koning, ook aan die kruis. En moenie vergeet nie, ons is koningskinders. Ons Hemelse Vader, dankie vir u oneindige liefde, soos wat u dit aan ons openbaar het in die lewe en offer van Jesus ons Here. Amen.